Goeiemôre en baie welkom in 2025. Ek weet die jaar is nou al vir so 'n paar weke aan die gang, maar almal begin nou eers in die ritme inkom, want meeste mense is nou eers terug by die werk. So welkom in 2025 en welkom by ons diens vanoggend. Ek hoop jy het 'n lekker koppie koffie gekry en as jy nie het nie, onthou na die tyd om buite in die straat 'n koffie te kry en om lekker in verhouding te leef. Ook almal wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom aan julle ook. Nou julle, vanoggend het ons 'n paar baie spesiale maatjies wat hier by ons is, want vanoggend het ons die voorreg om 3 kinders toe te wy aan die Here. En ek wil hulle graag vorentoe nooi vir Lia Skols, vir Zander Minnie en dan ook vir Anje Steenekamp. Nou, hulle is 'n bietjie klein om self op te loop, so daar is ma's en pa's en ook 'n sussie wat saamkom. So ek wil julle vra om so lank vorentoe te kom asseblief. Dit is ongelooflik om te dink dat ons 3 kinders so aan die begin van die jaar aan die Here kan toewy. En nie net dit nie, maar Zander en Anje is klein niggie en klein neefie. So dis eintlik 'n baie groot familieaffære wat vandag plaasvind. Ag, kyk net hoe oulik is hulle, né? Nou om my af te skop wil ek met julle 'n vers deel in Psalm 127 en ek gaan dit in die Engels lees. Wat sê, "Children are God's love gift. They are heaven's generous reward." En elkeen van hierdie kinders is 'n geskenk uit die Here se hand uit. En vandag gaan ons oor om dit te erken. En is meer as 'n seremonie of 'n oomblik wat ons hierso staan en vir almal wys hoe mooi julle kinders is. Vandag is 'n commitment. Vandag is 'n baie groot stap van geloof, maar is ook 'n gebed vir die toekoms vir elkeen van julle. En soos wat ons weet, kinders is 'n blessing uit God se hand uit en elkeen van hulle bring baie lag en baie hoop. En as ons na elkeen van hierdie kinders kyk, dan sien ons iets van God se skepende krag en van sy kreatiwiteit. Want elkeen van hierdie kinders is anders. Van hulle slaap partykeer, van hulle slaap glad nie. Maar hulle lyk ook elkeen anders en wanneer ons vir elkeen van hulle kyk, sien ons iets van God se karakter. Want elkeen van hierdie kinders is in God se beeld geskape. En is maklik om daaraan vasgevang te word, maar ouers, julle het ook 'n groot verantwoordelikheid van vandag af. En ek wil met julle deel in Deuteronomium 6 wat sê, "En hierdie die woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan." Want ouers, julle is die eerste voorbeeld wat hierdie 3 kinders gaan sien. Van hoe 'n man moet lyk, van hoe 'n vrou moet lyk en hoe hulle self hanteer, hoe hulle self dra. Maar buiten dit is julle ook die eerste voorbeeld wat hulle sien van God se liefde in praktyk. Hoe dit lyk om God se liefde uit te leef. Hoe dit lyk om in verhouding te leef. En daai voorbeeld sien hulle eerstens by julle. En een ding wat ons almal weet is, partykeer raak dit moeilik om daai voorbeeld uit te leef. Partykeer raak jy lewe gebeur. Jy raak 'n bietjie frustreerd met iets wat by die werk gebeur of wat ook al dit mag wees. En dan kort jy mense. Dan kort jy iemand om te help. Nou is 'n gesegde wat sê, "It takes a village to raise a child." En hier is 'n klomp ooms en tannies en oupas en oumas. En hier is ook 'n klomp kerk ooms en tannies wat ook gewoonlik sê, ons is daar enige tyd wat jy ons nodig het. Maar ek het agtergekom as jy 2:00 in die oggend bel om te babysit, dan antwoord hulle nie. Dis 'n grappie. Ek het nog niemand gebel daai tyd van die oggend nie. Maar wat gebeur is, lewe gebeur. En dan is al hierdie mense daar om julle sterk te hou. Om julle te help om hierdie kunswerke groot te maak. Om julle sterk te hou. Vandag is ook 'n groot stap om God te vertrou vir die toekoms.
Want ons maak baie planne en ons hoop vir baie goed wat in die toekoms kan gebeur vir elkeen van hierdie kinders se lewens, maar ons weet nie. Maar ons weet dat die Here 'n plan het vir elkeen van hierdie kinders se lewens. Ons weet dat hy 'n doel het vir elkeen van hulle en ons weet dat dit goed is. Ek wil afsluit met Jeremia 29 wat sê, ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. So vriende, ek gaan vra, steek net julle hande uit na hulle toe en dan seën ons hierdie 3 gesinne. Hemelvader, dankie vir hierdie voorreg, Heer, om kinders na U toe te bring. Vader, om 'n stap van geloof te vat en te sê, Here, ons wil hierdie kinders groot maak volgens U wil. Vader, dat hulle 'n man met 'n doringkroon wat vir hulle gesterf het, sal ken. Vader, ek wil vir elke ouer en ook vir elke kind op hierdie verhoog bid. Vader, mag U hulle sterk hou. Vader, mag hulle naby aan U wees in hierdie reis wat voor lê. En Vader, mag U elkeen van hierdie klein kinders in die holte van U hand hou. Vader, mag U hulle beskerm, mag U hulle seën. En Vader, mag hulle lewens gekenmerk word as lewens wat geshape is rondom U voorbeeld, rondom U liefde. Vader, mag elkeen van hulle groot word om bekend te wees as 'n persoon naby aan U hart. En dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. As julle, ek hoop julle geniet die diens verder saam met ons. Ek hoor so 'n rukkie gelede dat dis nie 2025 nie, dis 2023. En ek hou daarvan. Ek dink hierdie jaar wat voor lê, ons is in die begin van 'n nuwe jaar en ek dink dis 'n jaar waarin ons baie vertroue beleggings kan maak en van ons gaan ons vertroue belê in mense en die baas en die werk en geld en 'n finansiële plan. Maar daai goed is baie onbestendig. En ek dink hierdie jaar kan ons 'n besluit maak om te sê ek gaan eerder my vertroue sit in die een wat konstant is, wat altyd bestendig is. Ons wil jou uitnooi om saam met ons te staan en te verklaar dat ons vertroue vandag in die Here sit. Kom ons staan en sing saam.
daar te hoor en om die eer te bring. Hy gee my 'n nuwe lied, loflied vir ons God. Baie sal die daar te hoor en om die eer te bring. Hulle sal op die Here, hulle sal op die Here vertrou. Hulle sal op die Here, hulle sal op die Here
wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my beste. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beslaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou.
my life you have been faithful. Terwyl ek agter staan, besef ek dat wanneer ons sing with all my life, beteken dit dat wanneer ons hierdie vlaggies insit as 'n gebedsversoek, He's been faithful. Wanneer jy in die dal van doodskade weer dalk miskien vannag staan, He's faithful. As jy vanoggend hier so staan en jy is op die top van die berg en dinge is mooi en dinge is goed, He's faithful. En ek weet nie waar jy jouself vanoggend bevind nie, maar die een ding wat ek vir jou vanoggend wil sê, so mooi wat Gawie gesê het, ons dien 'n God wat konstant is. En hy's konstant faithful. En ek wil jou nooi dat terwyl ons nou gaan bid vir hierdie vlaggies, jy wat by die huis is, jy kan nie hier wees nie, wil ek jou vra dat jy sal weet dat jy dien 'n God wat konstant is, konstant faithful is, konstant genadig is. En mag jy dan vanoggend kom en mag jy jou versoek vir hom bring. Is iemand wat gesê het, bid vir 'n vriend van my, bid vir 'n vriend van ons wat in 'n ongeluk was, hy het klein kindertjies, hy's in 'n koma. Bid asseblief vir hom dat die Here naby hom sal wees en hom sal deurbring. Bid vir sy kinders wat bekommerd is oor pappa. Bid vir sy vrou, bid vir sy vriende. Dis 'n man wat sê, ek wil getuig dat dit gaan beter met my vrou. En dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle gebede. Elke dag gaan dit beter en beter. Ons dink aan Andre Schlemmer, terugslag gehad het. Ons bid vir hom dat hy sal herstel na die operasie. Soveel gebede vir wie ons bid om Corrie nou aan om in te tree en te bid en dan kom ons sluit ons so en dan bid ons saam. Here, vanoggend kom ons kom as familie, ons kom as vriende, ons kom as kennisse. En die een ding wat ons weet is, Here, dat U het ons geskape. Soos wat U daai pragtige kindertjies gemaak het, dat ons almal was daar en U is opgewonde oor elke liewe een van ons. En Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat You are faithful. Dat U is getrou, dat U is konstant. Here, dankie dat daar genade is. En dankie dat ons almal vanoggend na U toe kan kom. Waar ons onsself ook al mag vind. En dat U met U arms wyd oop staan. En Here, dan bring ons bring hierdie vlaggies na U toe. Ons bring gebedsversoeke na U toe, selfs goed wat ons nie eens van weet nie. Bring ons na U toe en ons los dit by U voete. Dis die beste, dis die veiligste plek wat ek weet om enige iets te los. En dan Here, dan bid ek dat U in U teenwoordigheid naby sal kom. Want ek weet dat U teenwoordigheid is meer as genoeg. En dan mag U ons almal se hande vat op hierdie reis, op hierdie jaar. Help ons om een tree voor die ander tree te gee. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En amen. Julle kan julle sitplekke neem en die skerm dophou. Ons het gekom by die gedeelte van die diens waar ons weer gaan gee. Gee van ons finansies en ons doen dit in aanbidding tot die Here. Daar's verskeie maniere om te gee. Daar's natuurlik die mandjie wat gaan omkom. Kyk op die skerm vir die maniere om te gee aanlyn. En daar buite by info is daar kaartfasiliteite om te gee. Ons is nog steeds besig om skryfbehoeftes in te samel vir skole rondom ons. Daar's baie skole rondom ons met leerders wat nie hulle eie skryfbehoeftes kan bekostig nie. So help ons om hulle te help. Bring skryfbehoeftes. Daar buite in die straat is daar 'n groot wit boks waarin jy skryfbehoeftes kan gooi. Kyk net uit vir die plakkaat wat daar by die boks is en jy sal weet waar om dit te gee. Nou die 28 Februarie en die 1 Maart is Frank Opperman hier in die teater. Sy stuk Reunie gaan hy hier opvoer en dis 'n geleentheid waartoe jy jou vriende kan nooi wat nie normaalweg saam jou sal kerk toe kom nie. Nooi hulle en dit gaan 'n heerlike tyd wees saam met Frank Opperman. 28 Februarie en 1 Maart, gaan kyk daar op Quicket. Jy kan jou kaartjie daar bespreek of jy kan die skakel volg tiny.cc/Reunie, waar jy sal jou dadelik vat daar na Quicket toe waar jy kaartjies kan bespreek. Volgende Sondag, 19 Januarie, hou ons Visie Sondag by Impetus. Op daardie Sondag gaan ons vertel wat ons glo die Here ons nou toe lei in 2025. So moet dit nie misloop nie. Volgende Sondag, 19 Januarie, Visie Sondag. Op Maandag aand, die 27 Januarie, gaan ons Konneksie Afskop aand hou. Nou waaroor gaan Konneksie Afskop aand? Impetus Gemeente se visie is verhoudings.
waardevolle verhoudings tussen mekaar, met mense rondom ons en die omgewing rondom ons. En op daardie aand wil ons met jou deel hoe ons hierdie jaar op daardie verhoudings wil fokus. Hoe ons op beter maniere aan mekaar verbind kan wees, mekaar se lewens betrokke kan wees en hierdie omgewing rondom ons betrokke kan wees. So op 27 Januarie vanaf 6:30 gaan ons by mekaar kom, lekker kuier en luister na die manier hoe ons gaan kan betrokke raak, hoe jy koneksie kan hê met mense rondom jou, die omgewing rondom jou op 'n waardevolle manier. Nou kom ons luister na wat Steve vir ons voorberei het. Nou, goeiemôre, wat 'n voorreg om vanoggend weer saam met jou te kuier. En voordat ek begin om vir jou te sê wat ek voorberei het, is ek wil dit net gou genoem. Volgende week is Visie Sondag, maar dit is ook die begin van Impetus Kids. So al my klein maatjies, al die ouers is baie opgewonde, ek besef dit, maar ek is meer opgewonde as al die ouers want ek kan nie wag om my maatjies te kan sien nie. So volgende week is kinderkerk aan die gang, fondasies aan die gang, roet het begin volgende week. So ons almal sien ook uit daarna. Maar wat 'n voorreg om vanoggend saam met jou te kan kuier. As jy vir die eerste keer hier is, ek is Stevo en is lekker om saam met jou te kan kuier en is lekker om vir myself te preek en dan hoop ek dat in my preek vir myself dat jy dalk ook waarde in dit sal vind, dat jy ook dalk iets sal leer en sal hoor dit wat die Here vir jou wil sê, dat ek en jy kan groei in betekenisvolle verhoudings met God, met mekaar, met jouself, en dan ook dat ons al buite lig en sout kan wees en ons kan groei in 'n betekenisvolle verhouding met die wêreld daar buite. Nou ek wil vanoggend met jou 'n eienskap deel. Dat wat ek glo dat as jy hierdie eienskap in jou lewe kan toepas, as jy hierdie eienskap in jou lewe begin doen, dan gaan jy 2020 thrive, nee, sit wat Gawie gesê, 2020 thrive, gaan jy dan hê, jy gaan dit hê, ek waarborg dit. As jy hierdie eienskap in jou lewe toepas, gaan jy geestelik dieper gaan. As jy hierdie eienskap in jou lewe toepas, gaan jy finansiëel op 'n beter plek wees as wat jy nou is. Jy gaan gesonder wees, jy gaan beter verhoudings beleef. Hierdie eienskap is die eienskap wat as jy dit in jou lewe inbou, jy nie anders te kan as om te wen nie. En ek hoop dat jy is opgewonde om te hoor wat hierdie eienskap is, want hierdie eienskap het die potensiaal om jou hele jaar te verander, jou hele lewe te verander van vandag af. En dit alles gaan oor besluite, nê? Dit begin alles oor besluite. Ons praat oor beter keuses, 'n beter lewe. En ons gaan so 'n bietjie gesels en die ding waar ek wil gesels vandag is ek wil gesels oor die eienskap van om konstant te wees. Die krag van konstantheid. Jy sien, dat ek en jy sal ons potensiaal kan begin bereik wanneer ons meer en meer konstant begin lewe. En ek hoor jou, jy sit daar en jy sê, Stevo, die enigste ding waarin ek konstant is om wisselvallig te wees. Nee, dit is wat jy dink, jy sit daar en jy dink vir jouself, ek is net konstant en wisselvallig. Ek is wisselvallig in hoe ek Bybel lees en hoe ek stilte tyd hou, ek is wisselvallig in hoe ek eet, ek is wisselvallig in hoe ek oefen, ek is wisselvallig in my verhoudings, wanneer ek gaan slaap, al daai tipe goed. Jy's wisselvallig en ek hoor jou, ek weet waar jy is. Nee, want ek sukkel ook. Ek sukkel al van geboorte af om 25 kg te verloor. Dis nou, ek weet, van julle sit daar, ek het gesien, ek sien hoe jy kyk en jy sê, dis seker nou 35. En dit is miskien. Gelukkig is my skaal stikkend by die huis. Ons is wisselvallig, nê? Ons is wisselvallig. En ek dink ons is wisselvallig en daarom sukkel ons sukkel om finansiëel op 'n beter plek te wees. Ons is wisselvallig, so daarom sukkel ons om geestelik regtig dieper te gaan en God se stem te hoor en te weet wat die volgende stap is, wat ons moet doen. Ons is wisselvallig en daarom sukkel ons in ons verhoudings en sukkel ons om daai aanmoedigende ouer te wees wat in jou kind glo en hulle aanmoedig en daar te wees. Ons sukkel om positief te wees. Ons sukkel om daai werkgewer te wees wat elke werknemer wil hê en ons sukkel om die werknemer te wees wat elke werkgewer wil hê. En as jy wisselvallig is, ek is wisselvallig en soms dan kry ek vertroosting in die Bybel. Jy sien ek gaan en dan lees ek van 'n ou, sy naam is Paulus.
En Paulus is 'n legend, né? Paulus is 'n legend. Die ou het die 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Hy het soveel kerke begin. Maar hy het ook 'n bietjie gesukkel met wisselvalligheid. Sien aan Romeine 7 vers 15, dan kom Paulus en ek weet jy dalk kan jy vereenselwig met dit. Hy kom en sê, ek verstaan my eie doen en late glad nie. Het jy al vir jouself gesê, Stevo, rarig, wat het jy gedink? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat jy presies dieselfde foute oor en oor en oor maak? Hy sê, wat ek graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafskie, juis dit doen ek. Kan jy met hom vereenselwig? Kan jy met hom vereenselwig daai kere wanneer jy weet dat hierdie paadjie wat jy nou stap, it never ends well. But off to work we go, hi ho, hi ho. En dan gebeur dit en dan kan nie glo ek het dit gedoen nie. En aan die ander kant is jy soos, weet jy wat, ek weet, as ek beter eet, as ek vroeër gaan slaap, as ek meer water drink, dan voel ek voel energie, ek voel so great, ek voel so goed, ek sê, Eye of the Tiger speel elke oggend as jy wakker word, né? Ons pak nie die kossies in, né? Nee, ons stop by, waar ook al daar kos is. Voel jy ook soos Paulus? Ek verstaan myself nie. Ek weet nie hoekom ek hierdie goed doen nie. Kan jy jouself daarmee vereenselwig? Jy sien, as ek en jy nie gaan begin om konstant te leef en die regte keuses te maak nie, gaan ons nooit reg kry en ons doelwitte bereik nie. Gaan ons nooit God kan eer met ons lewens nie. Gaan ons nooit daai mense wees wat ons graag wil wees nie. Ons almal weet dit. Die keuses wat jy vandag maak beïnvloed wanneer? Beïnvloed môre. Beïnvloed nie vandag nie, dit beïnvloed môre. Al die jong mense wat hier so is, my vriende, as jy vir 8 ure op jou foontjie lê en TikTokie en YouTube reeltjie en movie en jy niks anders as dit doen nie. Raai wat? Jy gaan oorgewig en dom wees. Niemand van julle sê, praat oor my experience uit nie. Die realiteit, die besluite wat ek en jy vandag neem, beïnvloed môre. So hoe kan ek en jy dan meer konstant wees? Want konstantheid maak saak. Suksesvolle mense, né? Suksesvolle mense doen konstant wat die res van ons af en toe doen. Dan kan ek dit weer vir jou sê, mense wat suksesvol is, in watse area ook al, doen konstant wat die res van ons af en toe doen. Ou Bramo, né? Hy die diknek, né? Hy bees. Hardloop, die Comrades, die Ironmans, die parkrunners. Hy doen al hierdie tipe goedjies, né? Hy lyk goed. Hy trek shoes aan en almal is soos net hy sal dit kan afpoel op daai ouderdom. Hy is hier vanoggend. Maar konstant maak hy die regte besluite. En dan gaan ek het een middag geslaai, dan dink ek wil soos hy wees. Suksesvolle mense doen oor en oor wat die res van ons per toeval doen, of so nou en dan doen, per geleentheid doen. En as ek en jy wil suksesvol wees, as ek en jy 'n goeie jaar wil hê, as ek en jy meer geestelik dieper wil wees, finansiëel vry wil wees, beter verhoudings wil hê, moet ons begin om konstant te wees. Daar's 'n ou in die Ou Testament, sy naam is Daniel. En Daniel was hierdie ongelooflike leier gewees. Hy was hierdie ongelooflike ou gewees. Hy was moreel konstant gewees.
Hy was in sy leierskapskonstant. Hy was konstant in sy verhoudings. Hy was geestelik, was hy konstant geweest. En wat gebeur is, hy's ontvoer, hy's in ballingskap, hy's daar by die Babiloniërs en ons 'n koning met die naam van Darius en Darius check vir Daniël uit en hy sê daar's iets anders dan hierdie ouetjie. Hierdie ouetjie gaan my ver vat. Ek wil hierdie ou wil ek aanstel hierso in my koninkryk want hierdie ou gaan vir my baie beteken. Hy's altyd op tyd, hy het integriteit, hy's eerlik, hy werk hard. Ek kan met hierdie ou ver gaan. En Darius wil hom aanstel, maar die ander Babiloniërs, hulle hou nie van hierdie plan nie. Hy's 'n outsider. Hulle besef as hy aangestel word, gaan hulle harder moet werk, gaan hulle integriteit moet hê, gaan hulle eerlik moet wees, gaan hulle moet opdaag en al daai tipe goedjies. En wat doen hulle? Want Daniël 6 vers 5, dan sê dit die amptenare en die hoofde het toe begin om fout te soek, om iets oor sy werk teen Daniël in te bring. Jy sien wat gebeur is, hulle wil Daniël cancel. Hulle wil gaan en hulle wil sê, ons moet fout kry, sodat ons na Darius toe kan gaan en sê, hierdie ou is nie wie jy dink hy is nie. Jy kan nie hierdie ou aanstel nie, ons moet hierdie ou, hulle gaan terug, 7, 8, 10 jaar terug, op sy Facebook posts, hulle gaan kyk op sy Twitter feeds, hulle gaan kyk na sy browsing history op sy computer, hulle gaan soek wat hulle kan, hulle praat met mense, hulle het selfs sy hond geïnterview en gesê, was daar 'n dag wat hy vergeet het om vir jou water uit te sit? Het hy jou geskop eendag toe hy kwaad was? Hulle doen alles wat hulle kan en dan sê die Bybel vir ons, hulle kon nêrens enige fout kry nie. Daniël was betroubaar en daar kon niks gekry word waarin hy nalatig was nie. Dit is 'n groot getuienis is hierdie eintlik. Want kom ons wees eerlik. As jy fout soek, gaan jy fout kry. Is dit nie? Né? Kom ons wees eerlik, ons almal doen dit. Ons vind fout, né? Ons vind fout. Selfs al is dit net 'n halwe storie wat ons bietjie gehoor het of ons vind fout, né? Van julle is kwaad vir die skool se besluite vir hierdie jaar. En die keuses en die goed wat hulle ingestel het, maar die besluite wat hulle hierdie jaar ingestel het, is die goed waaroor jy gekla het laas jaar wat hulle moet doen, né? Maar nou maak hulle daai besluit en dan vind jy nog steeds fout. Hulle sê actually wat jy gesê het hulle moet sê en dan vind jy nog steeds fout want hulle moes dit eintlik laas jaar gesê het. Of hoekom het hulle nou ewe skielik verander hulle storie? Of jy vind fout met die coach of jy vind fout met die game plan. Jy vind fout met jou vrou, nê? Jy het gesê sy moet jou vroeër wakker maak in die oggend. Nou doen sy dit. Nou verstaan, kan sy nie sien hoe hard jy werk nie. Gee sy nie om oor hoe hard jy werk nie. Nou maak sy jou hierdie tyd van die oggend wakker. Ons vind fout, is dit nie? Hierdie ouens soek fout, hulle kry niks nie. Dis 'n getuienis, is dit nie? Sê dit love as ek eendag moet Langbome toe gaan. En by my begrafnis, by my celebration diens, wat ouens sal sê, weet jy wat, hy was betroubaar geweest. Hy was betroubaar en daar was niks van hy nalatig was nie. En wat doen hulle? Hulle gaan ons sê, ons kan nie fout kry nie. So kom ons vang hom op dit waar hy konstant is. En hulle gaan na die koning toe en hulle sê, luister koning Darius, jy is die beste, jy is die goat, net jy kan daai skoene afpol. En ons dink wat nou moet gebeur is, omdat jy so wonderlik en so goed vir ons is, mag ons vir die volgende 30 dae net jou aanbid. Ons moet net praat oor hoe goed jy is, ons moet net jou naam groot maak. En Darius, soos ons almal, ons love dit as hulle daai heuning om ons mond sit, né? Sê hoe wonderlik ons is, né? Veral as hulle dit doen wanneer jy nog daar is. Kyk, hulle doen dit by begrafnisse oor en oor, maar jy's nie daar om dit te hoor nie. Darius is daar en hulle vertel hom hoe great is en hy gaan hy sê ek stem saam, teken in. En toe die wet ingestel is, wat gebeur? Wat gebeur? Daniël 6 vers 11. Toe Daniël hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan. Hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. Hy het daar 3 maal 'n dag op sy knieë gegaan om tot God te bid en om hom te loof soos hy gewoond was om te doen. Soos hy gewoond was om te doen. Daniël gaan nie ewe skielik en sê God, ja, ek vir die volgende 30 dae gaan ons net 'n skietgebedjie doen. Om net so, jy het nou gehoor wat nou. Hy sê nee, hy sê ek gaan na God toe gaan.
Ek gaan konstant wees. Ek gaan aanhou om God te soek. Ek gaan aanhou om sy naam groot te maak, om hom te loof, om hom te aanbid. En die lokval wat hulle gestel het werk en hulle gaan na die koning toe en sê, Dawid het vir God gebid. Hy het nie net uit die wet oortree. Dis tyd. En die koning moet konstant wees in sy wet wat hy ingestel het en hy sê vir Daniël, hy sê ek is regtig jammer Daniël, jammer. Maar ek hoop jou God sal jou beskerm, maar ons gaan jou nie in die leeukuil of in die leeuhok of wat dit ook al mag wees gooi. Maar mag jou God jou beskerm. En dan gooi hulle vir Daniël in. En dan die volgende oggend gaan die koning vroeg en hy sê Daniël, het jou God jou beskerm? En dan gaan Daniël, hy sê eer aan die koning. Dit is amper asof hy vir die koning wil sê, hy sê koning Darius, moenie stres nie, ek hou dit nie teen jou nie, jy's nog steeds 'n legend. Ek like jou nog steeds. Jy's nog steeds okay. En ja, my God het my beskerm. En dan vers 24 sê, die koning was baie bly hieroor. Hy het gesê dat Daniël uit die hok gehaal moes word. Daniël is daar uitgehaal en daar was geen skrapie aan hom nie. Want hy het op sy God vertrou. Waar het Daniël geleer om op God te vertrou? Het hy geleer om op God te vertrou toe hy besig is om in die leeukuil af te gaan en geplaas te word? Hy het geleer om op God te vertrou konstant. Elke dag toe hy in sy kamer gegaan het, 3 keer 'n dag, besig om God te soek, besig om God se naam groot te maak. Sien vriende, partykeer dan hoor ons nie God se stem nie. En ons sukkel om God te vertrou, want wanneer ek en jy God wil vertrou, is wanneer ons in die middel van die storm is. Dis wanneer ons hom roep. Dis wanneer ons tot tyd maak. Nou staan ek op, ek bid elke uur. Ek vas en ek gaan kerk toe, oggend en aand en ek is by my groep en ek is oral. Nie Daniël nie. Daniël in die leeukuil was dit nie ewe skielik anders te gegaan nie. Want hy het konstant God gesoek, konstant God se naam groot te maak. Vriende, as ek en jy 'n goeie jaar wil hê, as ek en jy nader aan God wil kom, as ons finansiëel sterker en beter wil wees, ons verhoudings beter wil wees, het ek en jy nodig om konstant te wees. En hoe kan ek en jy begin om konstant te wees? En ek wil 3 goed met jou los. 3 goed oor hoe ek en jy meer konstant kan wees. En die heel eerste ding is as jy meer konstant wil wees, is vind jou hoekom. Hoekom het hierdie ouers vanoggend hierso gestaan? Het enige iemand hulle gedreig? Het enige iemand gesê, luister as jy dit nie doen nie? Nee. Hulle het 'n hoekom gehad. Hulle wou hulle self en hulle kleintjie aan die Here toewy en sê Here, ons kan hierdie nie op ons eie doen nie. Wat is jou hoekom? Hoekom wil jy geestelik nader aan God kom? Hoekom? Hoekom wil jy finansiëel op 'n beter plek wees? Hoekom wil jy gesonder leef? Hoekom wil jy hê jou huwelik moet beter wees? Jou vriendskappe moet beter wees. Hoekom wil jy hê moet dit beter by die werk gaan? Wat is jou hoekom? Sien, Daniël se hoekom was want hy wou in intimiteit met God leef. Sy hoekom was want dit was lekker om met God te wees. Dit is my redder. Dis die God wat van my voorvaders gekom het. Dis die God wat nog altyd getrou was, nog altyd by my was. Dis my lekker om saam met God te wees. Dis hoekom hy gebid het. Dis hoekom hy 3 maal 'n dag na God toe gegaan het. Jou hoekom bring vir jou toewyding. En ek vermoed, dis die rede hoekom meeste van ons se nuwejaarsvoornemings teen die 7de Januarie nie meer daar is nie. Jy sien, want baie van ons het hierdie begeerte. Ons het hierdie begeertes om gesonder te leef, en ek het hierdie begeerte om nader aan God te kom, en ek het hierdie begeerte om 'n beter verhouding te hê, en ek het hierdie begeerte om, wat dit ook al mag wees, uit skuld uit te wees. Ons het al hierdie begeertes, maar begeertes bring nie toewyding nie. Begeertes bring nie toewyding nie. Jou hoekom, 'n ware hoekom, bring vir jou toewyding. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Elke 1 Januarie. As meeste van ons sê, die 1 Januarie begin ek beter eet.
kan nie so aangaan nie. Nee. En dan van Kersdag af, eintlik ou Kersaand af, dan eet jy. As 'n ding lank genoeg stil lê, is hy geëet. En jy eet van die 24ste af, eet jy tot die 31ste Januarie, eintlik Januarie, maar 31ste Desember, nê? 59 minute oor 11. Jy eet net nie in daai laaste minuut nie, want jy wil gaan sê 10, 9, 8. Dis alhoekom jy dan ook eet, nê? En dan ewe skielik die 1 Januarie, kyk 'n slaaitjie. Is so lekker. Slaai is so wonderlik. Slaai laat my so goed voel. Ja, wat gaan jy? Ja, nee, weet jy, ek wil net 'n slaaitjie. Nee, 'n stytjie nie. Nee. Ek gaan beter eet. 3 dae later, ja, ek het so goed gedoen. Ek mag nou lemon meringue. Is dit waar? Want jy het 'n begeerte, dis nie 'n hoekom nie. Dis nie 'n ware hoekom nie. Maar as die dokter na jou toe kom en vir jou sê as jy gaan aanhou vreet soos wat jy nou vreet, gaan jy nie die 1 Junie sien nie. En hy wys vir jou dit. Dis nie 'n grappie nie. Dis nie 'n miskien nie, dis 'n definitief. As jy so aanhou eet, gaan jy nie die 1 Junie sien nie. Gaan jy wag tot die 1 Mei om te begin beter eet? Gaan jy alles in jou mond druk tot die 1 Mei tot jy begin beter eet? Nee, jy gaan net daar en dan begin. Is dit nie waar nie? Hoekom? Want nou is dit nie 'n begeerte nie, nou het jy 'n ware hoekom. Nou het jy 'n hoekom gevind om beter te wees. So my vraag aan jou is, hoekom wil jy nader aan God wees? En as jou antwoord is van dit is wat 'n Christen doen, of dalk miskien is dit want ek wil hemel toe gaan, ek wil definitief nie hel toe gaan nie. Die laaste paar dae is regtig warm. Ek wil as dit is hoe dit hier is, wil definitief nie hel toe gaan nie. Dit gaan nie lekker daar wees nie. Ons maak grappies, nee, ons sê daai goed. Kom ons wees eerlik, ons sê daai goedjies, ons maak daai jokies. Dalk miskien is jy 'n verknorsing. En ewe skielik moet die genie, nê, wie God is, want partykeer hanteer ons hom asof hy 'n genie is. Ek's nou in 'n verknorsing, so ewe skielik is ek nou daar, nou is ek geestelik. Gaan nie hou nie. Is dit nie waar nie? Maar as jy begin om te sê, weet jy wat, ek is moeg al voor dat die duiwel my my neus rondlek, ek is moeg al voor dat die duiwel my oor en oor die verkeerde keuses laat maak, ek wil 'n lewe van oorvloed hê, ek wil nie so aangaan nie. Daar's meer tot hierdie lewe as dit wat ek nou beleef. Ek wil begin om hom te volg met alles in my, boots and all, wil ek in die kruiwaal spring, en as jy nie weet wat die kruiwaal is nie, die 29ste Desember, fan of volgeling, gaan luister na daai preek. Maar as jy ewe skielik kom en sê, ek wil daai genade en daai lewe leef, ek wil hom beleef, ek wil vir hom eer met my lewe, dis 'n hoekom, is dit nie? Dit maak dit bietjie anderste. Hoekom wil jy finansiëel vry wees? Hoekom wil jy finansiëel op 'n beter plek wees? As jou hoekom is van, ek wil ook 3 keer 'n jaar op vakansie gaan, en ek wil al die gadgets hê, en ek wil daai handsakkie hê, en ek wil... Gaan jy nee sê vir daai volgende skuld? Gaan jy daai ekstra afbetaal? Maar as jou hoekom is, want ek is moeg daarvoor om van salaris tot salaris te leef. Ek is moeg daarvoor om wakker te lê en te dink, as ek hierdie rekening betaal, hoe gaan ek daai rekening betaal? As jou hoekom is, want ek wil begin om vrygewig teenoor God te wees. Ek wil begin om my volle 10de vir die Here te gee. Ek wil ophou om God te hanteer asof hom 'n tip te gee. Ek wil ophou om hanteer as wat die K-kaart is. Ek wil begin om te sê, ek leef vir U. Ek gee vir U. Ek is vrygewig teenoor U. Ek is vrygewig teenoor mense. Dan het jy 'n hoekom. Dan begin jy anders te dink. Dan begin jy anders te operate. 'n ware hoekom bring ware toewyding na vore. Wat is jou hoekom? En sodra jy jou hoekom gevind het om meer konstant te wees, dan moet jy begin om die tweede ding te doen, en dit is besef jy gaan misluk.
En ek weet dat dit klink so snaaks. Dis so Steve, maar as ek nou my ware hoekom het en ek met toewyding begin leef, nou sê ek my ek gaan misluk. En die rede hoekom ek dit vir jou sê is want ek wil hê dat jy moet die druk van om perfek te wees van jouself afval. Besef dat jy gaan met tye misluk. Ek vermoed dat ek kan nie dit met sekerheid sê nie, maar ek vermoed dalk miskien 'n Daniel, dalk miskien was daar een keer wat hy nie 3 keer op die dag gebid het nie. Hy was dalk miskien op pad huis toe om middagete te gaan bid en daar was een of ander paalap gewees met kamele en dit was kamele so ver so wat die oor dit kon sien en hy kon nie by die huis uitkom en terug by die werk in tyd nie en hy maak dit nie of dalk miskien het Darius een of ander tyd gesê boys, daar's 'n deadline. Ons kan nie die ding mis nie. So niemand gaan huis toe nie. Dit is nou all hands on deck. Ons werk deur die nag. En hy kon nie daai aand gaan bid het soos wat sy gebruik was nie. Of dalk miskien het hy een aand by Annetjie gaan kuier. En hulle tot watse tyd in die oggend gepraat en gefilosofeer en al die probleme van die wêreld opgelos. En hy het by die huis gekom en hy het gaan lê en hy het vergeet om sy alarm te stel. Te verslaap hy. En hy kon toe nie daai oggend bid nie. Ek weet nie. Die Bybel sê nie dit vir ons nie. Die Bybel wel vir my sê, daar's 'n ou met die naam van Dawid. Sou bekend as die man van God na God se hart, nê? Nee. Maar hy het droog gemaak. Hy het misluk. Hy het een keer op sy balkon gestaan, hy het 'n vrou gesien. Ander man se vrou, maar hy het 'n vrou gesien. Maak nie saak ander man of nie, 'n vrou gesien. Sy was besig om te bad, sy was pragtig. En in plaas van om integriteit te hê en weg te kyk en te sê, hierdie is nie vir my nie, hierdie is nie reg nie, het hy die verkyker gaan haal. En hy het gekyk, en hy het aanhou kyk, en hy het begin dink, en hy het gedink, daai is mooi, ek wil dit hê, ek wil daai. Soveel sodat hy haar man laat doodmaak het, sodat hy haar vir hom kon vat. Hy het misluk. Man na God se hart, misluk. As 'n pa, nie die beste pa gewees nie. Maar hy is die man na God se hart, want hy het gegaan en hy het jammer gesê, hy het pa gestaan vir sy foute, hy het na God toe gegaan, hy het die nagevolge van sy besluite gevat. Vriende, ek en jy gaan met tye misluk. Die probleem baie kere is dat ek en jy is nie konstant nie, want ons leef met hierdie alles of niks. Ons leef met hierdie alles of niks ingesteldheid. En baie kere begin ons nie, want ons is soos, maar wat as ek 'n fout maak? Wat as ek droog maak? Wat as ek dit nie reg kry nie? En dan begin ons net nie. Of, doen goed, super trots op myself, en it's beautiful, en dan een middag, eet ek al lemon meringue? Ek het nou maar anyway die lemon meringue geëet. Ek het nou maar net so wel 'n pak chuckles ook eet wat in die kas is, wat al lankal daar lê, en vra om pak te kry. Maar nou is ek lus vir ietsie sout. Wat is beter as 'n Lay's lightly salted? Jo, maar daardie was 'n bietjie sout nou geweest, nê? Nee. Ek ken dit, nê? Ag, en ons is nou klaar op hierdie pad. So kom ons gaan maar vanaand ook groot, nê? Ons kry gou-gou 'n kibata ribby, chippy, 3 Portuguese rolls, net vir my. Dora, wil jy ook iets sê? Ons is nou daar, gaan groot. Go big or go. Is dit nie waar nie? Ons doen dit, ons leef met daai gesteldheid, nê? Want is alles of dis niks. Wat as ek en jy net kan gaan en sê, weet jy wat, nê? As ek val middagete, kom ek maak seker dat ek val nie aandete ook nie. As ek dalk vanoggend nie gebid het nie Bybel gelees het nie, kom ek maak seker dat ek nie môreoggend ook verslaap nie. As ek vandag nie geoefen het nie, kom ek maak seker dat ek môre wel oefen, dat ek nie môre ook skiep nie. 'n jiu-jitsu swart belt instructor het een keer voor sy klas gestaan, klomp wit belde. En vir hulle gesê, wat is die moeilikste belt om in jiu-jitsu te kry? Hulle heel eerste klas. En hulle almal staan daar, joh. Ons dink nie ons instructor is so slim nie.
Want as hy nie weet dat 'n swart beld moeilik is om te kry nie, dan of is hy regtig goed of hy's regtig dom. En hulle almal is soos swart beld sensei. En hy sê, julle is almal verkeerd. Ek weet nie wat sy gemaak het nie. Maar dit's net nice, nee. En hulle dink hulle selfs is. Een ouetjie steek sy hand en hy sê, die volgende beld sensei. En die sensei gaan sê, jy's ook verkeerd. En hy sê die moeilikste beld om in jiu-jitsu te kry is die wit beld. En hulle almal is soos, my ma moes net R200 betaal om my in te skryf. Dis nie so moeilik nie. En hy gaan en hy sê, die moeilikste beld is die wit beld. Want meeste mense kry nie die wit beld nie, want hulle begin nooit nie. Vriende, kom ek en jy begin. Kom ons kry ons hoekom. Kom ons besef ons gaan misluk, maar ons probeer en ons staan op en ons probeer weer. En die laaste een, vinnig, is love die proses. Geniet die proses waardeur jy moet gaan. Daniël het nie gebid omdat hy moes nie. Hy het nie gebid want hy wou 'n sekere werk gekry het of 'n sekere posisie of wat dit ook al mag wees nie. Daniël het gebid want dit was vir hom lekker om tyd met God te spandeer. Dit was vir hom lekker om saam met God te wees. Dis hoekom Daniël gebid het. Dit was vir hom lekker om 'n intimiteit met God te hê. Ek misluk meeste van die tyd omdat ek so gefokus het op die resultaat. Dis hoekom ek misluk. Ek eet die slaaitjies en ek hou aan om daaroor te praat. Okay, so nou weet julle waarin ek konstant moet wees, né? As ek klomp ander goed wat my vrou en my kind sal sê, maar okay. Voel na Desember kan meeste van julle relate. Laaitjies neem maar. Eet die slaaitjies. Drink die watertjies. Gaan gym 3 keer. Sê nee vir die cupcakes en goedjies. Klim op die skaal. Dis 'n kilogram swaarder. Dink werk nie vir my nie. Want ek is resultaatgedrewe. En nou is ek ewe skielik nie 1.25, ek is nou 26 kg weg van my doelgewig. Van waar ek wil wees. En ek en jy doen dit, nê. Ons is so gefokus op die resultaat, ons is so gefokus op waar ons wil uitkom. Wat as ek en jy begin om net die proses te love, net te besef dat, weet jy wat, ek voel beter. Jesus, ek slaap beter. Ja, dis lekker. Daar's regtig iets hier omtrent om dit te doen. Of ek vir gewig verloor of nie, dit maak nie saak nie. Jy's nie suksesvol wanneer jy jou doel bereik nie. Jy's suksesvol wanneer jy God begin eer met jou volgende besluit. Love die proses. Love die proses. Hoe gaan ek en jy meer konstant leef? Gaan ons hoekom kry? Ons gaan besef ons gaan misluk. Ons gaan begin om die waarde in die proses te sien, want as ek die waarde in die proses sien, dan is dit makliker om nee te sê. Makliker om nee te sê vir daai limonadetjie, dis makliker om nee te sê vir 'n partytjie, is makliker om nee te sê vir tot watse tyd in die aand 'n Netflix en Showmax en Prime en Disney Plus en wat daar ook al nog is te kyk. Dis makliker om vroeër te gaan slaap want daar's 'n rede om 'n accountability partner te kry wat gaan opcheck op jou. Om technology free daar te hê. Ons gaan 'n hoekom kry. Ons gaan misluk, ons gaan die proses volg. Maar hoe gaan jy meer konstant wees? Jy gaan dit doen met God se hulp. Geen ander manier nie. Alselfde Paulus skryf daar in Romeine 7 daar aan die einde en ek dink hy was net op met homself. Hy sê, arme ek. Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Hoor dit net, nee, arme ek. Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Hy's op met homself. Hy's op lallas. Gaan hy en dan sê hy in 5:25, hy sê die antwoord hierop is Jesus Christus ons Here. En daarvoor dank ek God. As jy wil meer konstant wees in hierdie jaar en die res van jou lewe in jou verhoudings met God, met jouself, met mekaar, in die wêreld daar buite, as jy finansiëel vry wil raak, begin met God.
Hy gaan jou help. Kry jou hoekom. Besef dat jy gaan val en wanneer jy val, staan weer op. Want weet jy wat is jou awesome ding? Hy's Immanuel. Hy's God met jou. En hy's daar om jou op te tel en te sê, ons probeer weer. I love you proses. Kom ons bid saam. Here baie dankie. Dankie dat jy vanoggend met ons praat. En Here, ek weet, soos wat ek seker goed gesê het, is al van ons wat dalk miskien ongemaklik gevoel het, van ons wat dalk miskien op 'n stadium wou uitgestap het. Here, die vyand het gekom en gesê, weet jy wat, jy het al 100 keer hierdie gehoor. Maar Here, vanoggend bid ek bid vir elke liewe een wat hier sit vanoggend, dat ons hier sal uitstap en laat ons nie net die woorde sal hoor wat U vanoggend vir ons sê nie. Maar Here, laat ons regtig sal hiermee gaan journey, hiermee sal gaan werk. Sodat ons kan gaan sit en sê, Here, help my om 'n ware hoekom te vind. Help my om 'n ware hoekom te vind. En dalk miskien, Here, vanoggend sit die mense en hulle het misluk en hulle het geval en hulle het opgegee. Here, mag hulle dan vanoggend net beleef dat U is Immanuel, God met hulle, dat U is die genadige God, dat U is die verlore seun se pa en dat U hulle optel en sê, maar kom ons gaan weer. Kom ons gaan weer, dit is nie die einde nie. Maar Here, help ons om hierdie reis saam met U te geniet, want U is met ons. Ons doen dit deur die krag wat Christus vir ons gee. Ons is tot alles in staat. En Here, mag ons dan in hierdie verhouding met U, in hierdie reis, life is a journey, enjoy the ride. Here, laat ons sal besef dat U is saam met ons op hierdie reis. En laat ons daai verhouding en daai geleentheid sal geniet. Dankie vir U liefde en U genade en U grootte. Here, dankie dat U by ons is. Saam met ons is. Saam met ons wil wees. Dankie dat U dieselfde is en was en vir altyd sal wees. Ons is lief vir U. En ons almal sê amen. Vriende, mag julle 'n ongelooflike week hê. Mag jy begin om dit te doen sodat jy kan begin om konstant beter keuses te maak. Wat die res van jou 2025 beïnvloed. Kom ons gaan drink lekker koffie. As jy dalk miskien wil gesels, dalk het iets vir jou uitgestaan, dalk wil jy iemand met saam met jou bid, is jy welkom te bly sit. Daar's mense wat saam met jou sal bid. Die res van ons, kom ons respekteer hierdie spasie en ons gaan kuier lekker daar buite en ons gaan lewe in betekenisvolle verhoudings. Cheers.